allemaal hartelijk verwelkom in die koelerige ochtend. Speciaal voor Zuster Net, zijn zin en zijn gezin. Jullie zijn altijd welkom. En Zuster Venice, onze jullie gemist. En die potgieters, nee. Jullie zijn allemaal welkom. Ons sluit ons oor. Baie dankie, Vader. Voor het voorrecht om weer oor u te kan gesels, te praat en raad te krijgen hier in die huis van die Here. Ons bid vir elke gebed, versoek wat uitgegaan het. Ons bid vir elkeen wat siek is, ook die wat vanmorgen by oop graf te staan, Vader, wat geliefdes verloren het. Baie dankie dat ons nog kon opstaan en hier by mekaar kan kom. Gebruik ons, Vader, want die komst is naby. Amen. Ons wil graag die verjaardag mensen se geluk wens. Rian en Dr. De Bruin het al reeds verjaar, nee? Diani Berg, die 19e, Aida Liedenberg, die 22e, Kevin, die 24e, en om Jacob, die 25e. Ons wens julle allemaal een voorspoedige nieuwe jaar. Ons eerste lied sal wees lied 420. Thank
Dankie. Ons sal nou die sending vir haar kyk. Mission Stories. Tea and Cell Phones. Yvonne served as the dean of the girls' dormitory at Bogenhofen Adventist School in Austria. One of the school's rules limits the students to only 45 minutes of cell phone use each day. The goal is simple: to help students build more real relationships and disconnect a little from the virtual world. One evening, Yvonne was bringing hot tea to a sick student and noticed something strange when she entered a certain room. As she entered one room, a girl quickly hid something and nervously asked, "When are you going to sleep?" Immediately, Yvonne suspected that the student was secretly using a second phone after hours. About 10 minutes later, she quietly returned to the room and once again noticed the girl hiding something under her blanket. Yvonne felt sad and said nothing, then returned to her room worried about what she should do. That night, Yvonne prayed, "Lord, help me help this girl." Then, at 4 a.m, she woke up with a strong impression that she should check on the student again. When she unexpectedly opened the door, she found the girl awake in bed using her phone. Yvonne spent the next 2 hours talking with the girl. Talking, not scolding. Little by little, the girl opened her heart, and at the end of the conversation, she said, "Now I understand that you truly care about me." The girl handed over the hidden phone, and Yvonne began helping her to overcome her addiction to electronics. In the early hours of that morning, the girl made a decision. She made God the Lord of her life. In 1986, part of the 13th Sabbath offerings helped build the girls' dormitory at Bogenhofen Adventist School in Austria. This quarter, our offerings will once again help projects in the Inter-European Division. Let's be generous. Ons oppergawe sal nou opgeneem raak. Ons dankie dierbare Here dat ons die voorreg kan hê om iets na U toe te bring wat min is, Here, maar ons weet dat U dit kan vermeerder, dat ons vinnig kan huis toe gaan. Ons weet die tyd is hier, ons is byna tuis. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Ons teksvers vir die week is Matteus 25 vers 13. En dit sê, waak dan, omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Ons moet regtig waar, is die laaste tye.
En my bidkos wat ek het gaan ook oor die wederkoms van die Here. Hulle sê daar was 10 maagde, al 10 het lampe gehad, al 10 het gewag. Maar toe die roep in die nag kom, kyk die bruidegom kom, was net 5 gereed. Die groot vraag is nie of Jesus weer kom nie. Hy het beloof dat hy sal kom. Die vraag is, sal ons gereed wees wanneer hy kom? Jesus het gesê, hy gaan vir ons plek voorberei en hy sal weer kom na ons toe om ons te kom neem na hom toe. Maar ons hoef nie bang te wees nie vir die wederkoms nie. Vir die kind van God is dit 'n dag van vreugde en hoop. Daarom moet ons elke dag waak, bid en die Here lief hê en getrou bly. Leef vandag sodat jy nie skaam sal wees as die Here vandag verskyn nie. Hou jou lamp aan die brand, jou hart skoon en jou oë op Jesus. Gelukkig is die diensknegte vir wie die Here wakker sal vind as hy kom. Lukas 12:37. Hierdie vers is 'n oproep tot ons geestelike gereedheid. Jesus leer dat sy diensknegte geseën sal wees wanneer hy terugkeer en hulle getrou, waaksaam, bidend en gehoorsaam sal kry. Die Christelike lewe is nie 'n lewe van sorgeloosheid nie. Nee, maar van verwagtings. Ons moet elke dag leef asof die Here enige oomblik kan kom. Die woord wakker spreek van waaksaamheid, oplettend wees. Dit beteken om ons harte te bewaak, getrou te bly in gebed. Heilig te wees, wandel en standvastigheid in die geloof, bly baie keer by ons vermis. Christus roep ons wakker en voorbidend te wees. Die seën is nie net om Christendom se wederkom te weet nie, maar om op 'n manier te leef wat hom tot eer dien, totdat hy kom. Ek is nou nie in die bediening deur verander te getuig van ontrou of trou nie. Ons moet daagliks sien dat ons elke dag vir almal vertel dat die Here kom en hy kom spoedig. Dat ons gehoorsaamheid een van die belangrikste dinge is. Vra jouself af, as Christus vandag terugkeer, sou hy my waken, bidend en getrou kom vind. Wat 'n wonderlike belofte is daar nie. Die koning van alle konings. Hy het gesê, hy sal die een beloon en hy sal ons seën as ons getrou op hom wag. Amen. Dat is my kort boodskap, want al wat ons vandag vir mekaar kan doen, ons moet bid vir elkeen van ons broers en susters, vir ons gemeente, vir ons leiers, om waken en bidden te bly. Kom ons sluit ons. Ons slotlied is lied 2, 4, 3, 6. Stop.
Al 3 hierdie liedere het vir ons so mooi beskryf wat vir ons wag as ons waaksaam en bidend is. Kom ons sluit ons in. Baie dankie Vader, dat ons beloftes het en ons weet, as ons gehoorsaam is, sal ons al hierdie dinge sien en erf. Baie welkom by ons lesstudie. Ons het sedertdien so bietjie vermeerder. Ons het 'n bietjie meer siele vind nou met die les en ek hoop ons gaan lekker saam gesels, want as jy nie saam met my gesels nie, is ons vir 10 minute klaar. En dit sal nog nie goed afgaan nie, want dan het ons 'n baie vroeë middagete. Kom ons bid saam. Vader in die hemel, baie dankie dat ons die voorreg het om hierdie les te studeer vandag. En dit is die boodskap van die kruis. Help ons om dit deel van ons daaglikse bestaan te maak en dat dit ook gedurig deur die oordeenking van ons hart sal wees. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen. Een hele paar ernstige vrae duik op uit ons lesstudie van die week. En ek moet met dit begin. Wat is wysheid? Kom ons vat wysheid in die breë term. Wysheid. Die begin van om die Here te dien in die Bybel. Wysheid is begin om die Here te dien. Goed. Dis meer in die Christelike konteks. Nog iemand? As die gawe of metode om jou kennis reg aan te wend. Dit is Gehoor wat Martin sê? Dis 'n baie goeie een. Wonderlik, ek hou daarvan. Dan nog iemand? insig. Insig? Kennis van God. Kennis van God. Dit is wat vir die Christen wysheid bring. Goed, en in die wêreld, in die meer breë perspektief gesien, is wysheid presies dit wat Boer Martiens gesê het. Hoe wysers. Ek wonder soms of dit nie verlore raak nie. Maar ja, en dan die volgende vraag. Wat is dwaasheid?
jou eie wete van en jou eie kop te volg en nie uit jou foute uit te doen. Om dom te doen. Ja. Suster Annemarie, jy sê die regte woorde. Jy sê die regte woorde. Maar die een wat daardie dinge bedryf wat jy sê, weet nie dat hy dwaas is. Dwaasheid is why people like to live in an echo chamber and why absolute authoritarian leaders have councillors only that echo their sentiments and their thoughts. They don't want to be questioned. And this is the problem where that's the height of stupidity, or the height of foolishness, is living in an echo chamber and living with those that only tell you what you want to hear, but not necessarily what you need to hear. And the Bible doesn't tell us what we want to hear. The Bible comes to tell us what we don't want to hear, but we need to hear. The heart above all else is deceitful and desperately wicked. But humanism tells us, no, naturally we are good. And this is where we are foolish and have become more foolish as this world has continued. Baie goed. Lou, praat van dwaasheid. Ek wil my verstout om te sê, waarteen meet ons dit? Ons kyk na die woord dwaas. As ek nie weet nie, hoe kan ek geklas word as dwaas? Nou, ons leef in 'n wêreld waar ek en jy leer van iemand. Waar ek my lewensoortuigings vandaan kry as jongeling. Ek begin by jongeling. Ek het dit gekry by my ouers. Nou, die interessante vraag is, as die ouer nie weet nie, hoe kan hy die wysheid oordra aan die kind? Maar in die algemeen word dit gesien as, ja, maar die ouer is dwaas. Of die persoon is dwaas. Maar hoe ken jy die omstandighede waaruit daai persoon vandaan kom? So, voordat jy ons as groep mense of enige persoon 'n opmerking kan maak of 'n aanname kan maak, maar die Piet maak nie uit nie. Vind jy is uit waar kom die Piet vandaan? En wat was sy omstandighede? En dan kan jy gaan en sê, maar okay, as ek hom die kans gegee om te leer, en hy dit volg nog steeds, kan jy sê, ja, maar die dwaasheid is in hom. Maar as jy nie die omstandighede weet nie, kan jy nie kommentaar gee. Wil jy dit sê? Ek hoor wat jy sê, ek hoor presies wat jy sê. Kom ons sê dit eers dan die ander manier. Donald Trump, hy is so vol van homself, want hy dink hy is God's gift to this world. Ek skies, dis net 'n Ek hoor jy sê, ons is dwaas. Dit kan of nie willekeurige of die onwillekeurige vermoë wees om onderskeid te trek tussen wat ons reg verkeerd is. Goed. Die was iets wat geweest. En ook die dom. Ja, maar wat sal by dom kom waar hy was, Ja. wat gebeur het met hom is hy, die vrouens wat hy vertrou het, het hy hulle gode, wat het hy met hulle gedoen? En dit waar die dwaasheid inkom. Wysheid gaan nie soseer om kennis te hê van die beste selfoon en goeders nie. Die kennis gaan oor, ken jy werklik die Vader en sy seun? That's it. Dis dit. Ons moet ook nou net
ek hou van alles wat ek hoor. Alles maak sin. Behalwe dat ek kom agter dat ons sal kennis en wysheid 'n bietjie vermeng. En kennis en wysheid is twee verskillende dinge. Ek word sonder wysheid gebore. Ek word ook sonder kennis gebore. Kennis vind ek deur boeke, inligting, ouers. Wysheid kom egter deur ervaring. Ervaring. Salomo het duidelike ervaring gehad op die einde van sy lewe. Duidelike ervaring. Mens doen dom dinge. Baie van ons het dom dinge gedoen. Maak dit van my 'n dwaas? Nee. Op sigself maak dit nie van my 'n dwaas nie. Ek doen net 'n dom ding op hierdie stadium. Maar wanneer dit aanhou, wanneer ek aanhou om die dom ding te doen, dan is ek 'n dwaas. So, ek dink ek het die oorsprong van my rugprobleem gekry, nee. Ek het die oorsprong gekry. Ek het, toe ek 'n kind was, in graad, nee, ek weet ook nie wat was dit, ons was in standaard 4. So wat is dit in die grade vandag? Graad 6. Toe het ons as 'n klas, 'n skoolklas uit te gaan om 'n fliek te gaan kyk in die dorp. En die fliek se naam is Mary Poppins. Dit het gegaan basies wat ek nooit sal vergeet nie, die vrou of die tannie het met die sambreel gevlieg. As sy die sambreel oopmaak, dan kan sy met hom vlieg. En dit was my idee. Ek klim op die garage se dak en ek vat my ma se sambreel en ek spring. En dis hoog. Ek het lank stil gelê, die stof het al gaan lê, toe lê ek ook nog. Dit was dom. Dom, uiters dom. Maar ek sou dwaas gewees het as ek dit weer 'n keer gedoen het. Dan het ek in daardie kategorie geval. So, wanneer die geleentheid om voordoen, dat iemand of my lees van die skrif, of iemand voor my kom staan en die boodskap van Jesus Christus na my toe bring, kan ek in die wêreld se oog, onthou die wêreld, die Christen wêreld, die sekulêre Christen wêreld, neem ook die kruis aan. Maar nou praat ek, wanneer ek voor die daadwerklike keuse gebring word, gaan ek Christus aanneem as my persoonlike saligmaker. Gaan die kruisdood wat vir my geskilder word, gaan ek dit aanneem? Doen ek dit, is ek wys. Wys. Ek is nie slim nie. Ek het niks met kennis te doen nie. Dan is ek wys. Baie wys. Want dit begin om my lewe te verander. Daardie oomblik kry ek die kleed van Christus se geregtigheid. Die dag wat daai oomblik wat ek kom aanneem, daai wyse besluit, dan volg die pad van heiligmaking tot en tot die laaste dag. Maar wanneer ek op daardie oomblik 'n klomp verskonings aanbied, Here, ek het nog nodig om 'n begrafnisdiens te gaan hou. Dit moet nog gedoen word, of dit moet nog gedoen word. Dan gaan ek dit nie aanneem nie. En dit sal die dwaasste ding wees wat ek in my lewe ooit kan doen. En dit is om die deur van genade, die deur van verlossing moedswillig toe te hou.
dwaas, volgens die skrif. So nou gaan ons van hierdie 2 punte uit. Dwaas, wat het die Israeliete in Christus se tyd gedink van Christus? Of Elia of Johannes die Doper of een van die groot profete wat gekom het. Maar hulle het hom nie ernstig die Gentiles, die heidene, het meer. Hulle het geglo, hy is die Heiland. Maar die Jode, die allerhande ander fancy weer. Ja, dis basies waarop dit gaan. Die publiek waarmee Christus omgegaan het, Jan publiek, hulle het geweet van hom, want hulle het sy wonderwerke gesien. Wonderwerke, dis wat hulle raak gesien het. En sy disippels veral het geglo dat hy die verlosser gaan wees wat hulle van die Romeinse oorheersing sal verlos. En selfs hulle het dit nie verstaan. So, onder die Jode was dit vir hulle moeilik om te glo. Hier kom nou, ja, as dit hy is wat aangekondig is, dan gaan hy ons van die Romeinse juk verlos. Ja, hulle het hom as 'n politieke leier gesien. En dan kry ons die groep wat niks geweet het van godsdienst. Niks. En ek onthou 'n paar woorde wat Prof Walter eendag gesê het. Hy sê dit is vir hom makliker om met 'n heiden of om aan 'n heiden die woord van God te bring as vir 'n geleerde. So, hierdie ouens wat niks geweet het nie, vir hulle was dit nuus. Kan dit wees? Dit mag dalk net wees. En daar kom 'n oomblik van keuse. Die Jode het die oomblik van keuse as volk laat verbygaan. Individue het saam met Jesus begin wandel. Groot groepe het saam met hom begin wandel, maar hulle het nie verwag dat hy die kruisdood sou sterf. Dit was nie hulle verwagting nie. Hulle het steeds 'n politieke revolusie verwag. Hulle het nie 'n geestelike revolusie verwag. En ek en u moet gereed wees om 'n geestelike revolusie te verwag wanneer ons in daardie oomblik voor Christus te staan kom, wanneer ons die keuse maak om hom toegang tot ons lewens te gee. Dan vind daar 'n ongelooflike geestelike revolusie plaas. Iets baie interessant wat ek nou raak gelees het hier in die les, is dat Paulus het in Athene, dis nou Griekeland, het hy met 'n baie filosofiese en 'n redeneringstegniek te doen gekry. En ek het gaan kyk wat dit was. En dit word sofisme genoem. Sofisme. Dis iets wat deur die Grieke ontwikkel is. En onthou nou, hulle is grootendeels afgodedienaars gewees in voor Christus se tyd, 400 voor Christus. En hulle het hierdie redeneringstegniek ontwikkel. Hulle het dit ontwikkel in 'n kuns om te redeneer en om te filosofeer. Dit was waarvoor die Grieke bekend was, maar die sofistiese manier van dinge doen is, dis nie om jou direk te gaan met iets wat jy bring. Wat baie mooi. Dis nie 'n direkte konfrontasie. Deur met 'n sofiste werk, of as jy met 'n sofiste doen kry en jy weet dit nie, dan lei hy jou in met 'n redeneringstaktiek om jou siening te verander. Nie jou geloof aan te vat, jou siening te verander.
En wanneer jou siening verander het, het jy klaar jou fondasie verloor. Dit was waarmee Paulus te doen gekry het in Athene in Griekeland. En dan die filosofie. Dis 'n vreeslike woord. Maar dis wat Paulus in Athene mee te doen gekry het en hy het min sukses tussen hierdie slim mense gehad. Waar het start? Ons moet herken dat theologie is 'n deel van die fakulteit van filosofie in die universiteit. Die ander probleem is, in sekere streke in die wêreld, moet jy ten minste 'n meesters of nou 'n PhD in filosofie. Nou vra ek die vraag, die disciples van Jesus, moes hulle aanvaar om die kerk op te stel. En hulle is ons leiers. So waar kom ons nou in vandag se dag, waar in sekere streke van die wêreld, jy moet 'n graad hê, maar nie net 'n graad, jy moet 'n graad hê met 'n PhD of ten minste 'n meesters in filosofie. Ons raak 'n bietjie deur mekaar. Ja, dit is waarmee Paulus te doen. Dit is nou. Ja, Dis nou. Maar dit is die boodskap nodig. Want as net een ding vertel, en dit is God se woord. Net so. En die eenvoudigheid van sy woord. Ons moet die eenvoudigheid, die letterlike eenvoudigheid van die woord neem, so neem. Sonder om by te sê daar Openbaring, wie those who add to this book, or take away from this book. En dan weet ons, want het sê daar so in Acts of the Apostles, all books end in Revelation, in Openbaring. Kom al die boeke van die Bybel tot besluitpunt. So as dit sê van Openbaring, don't add to this book and don't subtract. In other words, it is saying that the rest of the books that end must not be added to and subtracted. Nou, wat ons wil doen, ons wil aanvaar van die wêreld. Statistics. We want the accreditation, soos hulle sê in Engels. The accreditation comes from where? We can't be a friend with the world and be a friend of God. Yes, you want to say the right? Look, as jy 'n vriend van die wêreld wil wees, dan is jy fyn. Outomaties is jy fyn. Daar's geen ander gemiddelde grond, draadsitte plek vir ons as gelowiges. Nee. Dis presies so. Eendag iemand 'n boek. En persoon vat die boek en sê, o, dokter, die boek geskryf. En dit is een van ons mediese dokters. Ons ken hom almal, Dr. Wys Palmer. O, dokter, die boek. Wat weet hy van godsdiens af? So as dit 'n professor in teologie was, dan sou hulle die boek gevat het en gelees het. Maar omdat dit 'n dokter is, 'n mediese dokter, wil hulle dis presies wat ons broer gesê het. Vandag nog is dit so, as 'n dokter of 'n professor hier voor staan en hy verduidelik iets, dan wow, dis want dokter so en so gesê. So dit kan nie verkeerd wees nie. So ons sal die credentials, né? Die titel agter hom, die titel maak deesdae saak. En dis presies wat met Paulus gebeur het. Hy het min sukses gehad tussen die filosowe en die sofiste in Athene, en toe hy in Korinthe kom, toe loop hy in hierdie ding vas. Maar wie is jy? Wie is jy? Is jy nou 'n dokter so en so, of is jy professor so en so? En daar het hy besluit. Dit gaan nie werk nie. Dit gaan nie werk nie. Hy kan nie 'n titel aan Christus sit nie.
Hy kan nie 'n titel aan Christus sit, behalwe om te sê, hierdie man het vir jou gesterf, vir dit wat jy alles verkeerd gedoen het. En onmiddellik kom die vraag op, wat sit nie meer begin het. Hoe weet ek doen verkeerd, as ek nie weet ek doen verkeerd? En dan begin die redenering van die Atheners weer. So, dit kan so 'n rondom ding wees. Dit kan heeltyd aanhou en aanhou en aanhou. So, teen wie moet ek vasloop om te stop met redenering? En dit is om in Christus vas te loop. Die oomblik as ek die boodskap van Paulus aanneem, hoor, dan is die Heilige Gees teenwoordig. En die oomblik as daardie woorde waar die Heilige Gees teenwoordig is, as dit geuiter word of gepraat word en ek hoor dit, is dit onmiddellik 'n keuse wat in my hart, of iets wat in my hart oopgaan, omdat die Heilige Gees reeds ingetrek het. Hy's daar op daardie oomblik. En dit bring die geestelike revolusie in my lewe. En dis wat Paulus toe nou in Korinthe gedoen het. Jy wou iets gesê het hy. Presies. Die groot probleem vandag is, daar's wat ons dit voorstel in hierdie manier, 3 rolpadders. En ek speel die woorde van Openbaring weer, daar's padders. Die groot padders van filosofie, wat ons nou, ons wêreld, ons tyd, en die mensdom op die gaanstop, die medemense op die straat, se filosofie of in jou wêreld uit. Dis wat filosofie is. Almal het filosofie. Dit is nie as jy whether you've got a philosophy or not, jy het 'n wêreld uit. And your philosophy is what drives your worldview, right? So daar's 3 grondwaardes wat ons die mensdom, die gaanstop en die gemors is. En die 3 waardes is wat die Bybel gebruik. Dit is die Karl Marx, Darwin, en die ander een is Sigmund Freud. En ons moet sien waar en hoe het ons hier beland. Hoekom is die jong mense so wat hulle nou is? Hoekom tree hulle so? Want daar is existential questions wat elkeen van ons moet beantwoord. As jy dit beantwoord nie met die woord van God, jy gaan by jou conclusion wat jy gaan maak, gaan heeltemal skeef wees. Dis hoekom is die wêreld so skeef. Letterlik. Daar's baie skeef wees. Hoekom? Karl Marx, hierdie Sigmund Freud, serve self. Freud was alles oor self. It's about chasing pleasure. Nothing must hold you back. And then Charles Darwin says there's no God. You're not responsible to no one but yourself. Nou sien waar ons jong mense is nou vandag is. Presies. Want hierdie brodpadders het daar uitgegaan. En hierdie gif. Dit gif vir ons mensdom, die gaanstop begeer. En nou kan ons nie meer die redeneer van die mense is absurd. Dis illogisch. Praat met mense, probeer redeneer. Hulle kan nie eens redeneer. Hulle voel hulle is 'n kat, hulle is 'n kat. En jy kan niks sê teen dit. Hulle is 'n kat. Jy moet nou 'n litterbox daar sit vir hulle, want hulle is 'n kat. Hulle gebruik 'n litterbox. Hulle weet nie eens dat hulle in die beeld van God geskep is. Dit die waarheid gekom. Maar hoe? Ons moet vra die vraag, hoe het ons hier gekom? Dit is deur die gif van Satan, deur hierdie brodpadders wat hy gebruik. En ja, dit is waar ons sit. Die eerste ding wat ek gesê is, hulle sal soos God wees. En ek dink ons lees dit aan die einde van die Bybel eers, wanneer ons met verheerlikte liggame kry en ons nuut gemaak is, dan sal ons hom sien. Ons sal nie God wees nie. Ons sal soos Christus wees. Opgestaan, verheerlikte liggame, en dan gaan ons hom sien vir wie hy is en hoe hy is, maar nie voor die tyd. Daar is nie 'n manier nie.
Ek is 'n geskape wese en dit sal ek wees. Ek het 'n God nodig om my van hierdie sterflike liggaam te verlos. Goed, ons het daar deurgegaan, ons het dit gepraat. Hier Paulus. Die laaste stukkie op die bladsy 13. Ellen White sê dit in Acts of the Apostles bladsy 244. Hy besluit om ingewikkelde argumente en uiteensettings te vermy. Om met die Korintiërs oor niks anders te praat nie as oor Jesus, as die Christus en wel oor hom as die gekruisigde. So, ek dink dit is ook ons aanknopingspunt in vandag. Dit help nie ek begin met 'n baie slim, wys klinkende redeneringsvermoë oor hoekom ons nou Sabbat hou nie. Kom ons begin, as ons moet begin praat oor die eenvoud van die kruis. Want die ganse Christendom weet van die kruis. Almal weet van die kruis. As jy met enige deursnee Christen praat, weet hulle van Christus aan die kruis. Miskien moet ons daar begin. Dit kan dalk wys wees om daar te begin. Maar dan is daar 'n paar woorde wat vir my baie diep getref het. En dit is dat hierdie woord, hierdie kruisdood van Christus belaglik is vir die wat verlore gaan. Ek moes lank gaan sit en wonder, is dit die uitverkiesingsleer of is dit dalk 'n trap nader aan verhoudingsleer? Die wat verlore gaan en die wat gered word. Raak ek verlore deur keuse? Word ek gered deur keuse? Met ander woorde, dit bly 'n keuse. Dit is moeilik. As ek nou na sit nie so 'n storie luister, hoor wat hy sê, dan is dit baie moeilik om te besef dat ek moet die keuse maak of ek gered wil word, maar as ek in omstandighede groot geword het, waar dit nooit nie ter sprake was nie. Of en ek raak in omstandighede groot, waar 'n Christelike inslag deel van my opvoeding was, dan begin die saak, in daardie geval is dit makliker om 'n keuse te maak. Maar ook daar moet ek 'n keuse maak, want invloede het bewerk dat my sienings verander. So my sienings moet dalk verander om 'n konstruktiewe geloof in Christus te bou. Waar die een wat nooit nodig gehad het, of vir wie Christelikheid nooit 'n vraag was nie. Hoe maak hy 'n keuse tussen redding en verlore? Hoe kan hy 'n keuse maak as hy nie weet nie? Dis basies wat sit nie net nou gesê het. So erg, so by so, is dat my vrou eendag by 'n oom gestaan het wat besig was om te sterf. En sy vra vir hom, oom, kan ek vir jou bid? Sê, kom maar bid, sê sy maar. Maak nie my saak nie, ek het nog nooit in my lewe gebid. Verlore. Klaar. Hy stel nie belang nie. Jy kan jou tyd mors om vir my te bid. Fine. Maar dit gaan niks verskil maak nie. Verlore. Bitterlik, pynlik, verlore. Maar dit maak nie vir hom saak nie. Ons kry daardie geval ook. En hulle is wyd versprei. Gaan ons hulle bereik? Nee. Gaan die Heilige Gees hulle bereik? Waarskynlik. Ek hoop so.
En as ek iets kan doen om so 'n persoon wat verlore is te bereik, dan doen ons dit, want ons is in Here se hande. Maar dit is net die hartseer saak wat ek kan nie beskryf. Die wêreld probeer deesdae om die noodsaaklikheid van die kruisdood weg te redeneer. Dit is so, maar die noodsaaklikheid daarvan maak nie meer saak. Dis nie meer lewe en dood nie. En dan die ander gedeelte is, in die Christendom, die deursnee Christendom, miskien 'n bietjie in ons kerk ook vandag, mense wat dit nog nie mooi verstaan nie. Die kruisdood beteken, hier's 'n geel karretjie wat hier staan in die dorp, so 'n klein geeltjie hierso, paid in full. So ek kan nou maar leef soos ek wil. Christus het betaal. Ek kan leef soos ek wil. Sy genade sal nie maak dat ek verlore gaan. 'n Vreemde een. Dis 'n vreemde een en tog is dit die werklikheid. Eenmaal gered, altyd gered. 'n Vreemde een. Maar dit is Paulus se werk was om die kruisdood van Christus te verkondig, om Jesus voor te stel as die verlosser, die een wat gesterf het, sodat daar vir my en vir jou en vir die Jood en vir die Griek 'n kans is. Bring die verhaal, ons het 'n lied. Bring die verhaal eenvoudig. Julle wat die liede goed ken, bring die verhaal eenvoudig soos vir 'n kindjie klein. So die oomblik wanneer ons daardie beginsel volg, klink dit vir my asof almal sal hoor. Almal gaan dit nie aanneem nie, maar almal sal dit hoor. Almal sal dit hoor. Dis tog baie interessant om nou met 'n klein kind te praat, of om te hoor hoe die klein kindertjies dink. Dis 'n vreemde een, hoe hulle dink. En as jy vir hom iets sê, is dit asof hy jou glo. Hy glo vir jou. En hy gaan van die oomblik wat jy iets gesê het, gaan hy sy lewe daarvolgens rig, want hy glo dit. En dit is wat die Here van ons wil hê. En ek sê baie keer, die Here het dit gesê, ek glo dit en so is dit. Of ek doen dit en so is dit. En ek doen dit, hoe dit ook al sê. Maar dit is nie altyd so maklik nie. Partykeer probeer ek verskoning skryf, want soms is die doen dinge bietjie moeilik. Daar moet iets van my afval voor ek kan doen. Maar ons is hier by Dinsdag se gedeelte. Die vraag wat opgekom het, wat het Jesus vir ons aan die kruis gedoen? Of wat het hy vir ons bewerk? Ons het dit al soveel keer gedoen en gesê, hy het vir ons versoening bewerk, hy het vir ons redding bewerk, verwydering van sonde, met ander woorde, die kruisdood het bring ons tot op die punt waar ons tot bekering kan kom. En ek dink dis die belangrikste van alles, dis die punt van bekering, daardie oomblik van besef, as ek my sonde hier bely, hier staan Christus voor my, hy sal my sonde vat, hy wil dit vat, en daar vind die transformasie plaas, wanneer ek my sonde vir hom gee, en ek wegstap daar as skoon. Dit is die belangrike ding, dis wat Paulus probeer verduidelik vir die mense. Maar eers moes hulle tot die besef kom dat daar werklik dat hulle dit nodig het. En interessant genoeg is dat die heidene, dis maar soos hulle dit noem, dat hulle tot die indruk gekom het dat hulle Christus nodig het. Wat 'n wonderlike God dien ons net nie. Dat die Heilige Gees met hulle gewerk het en dat hulle tot besef gekom het hulle het verlossing nodig.
deur die feeste gegaan wat ons weet wat Jesus voorgestel het. So hulle het 'n vooruitkyk gehad, 'n vooruit gehad om te weet dat die Paaslam of die lamp gaan kom. Die heidene het dit glad nie gehad nie. So om iemand te vat wat glad nie weet van wat elke ding voorgestel het nie, weet, dis moeilik. Jy gaan nie vra die persoon verduidelik, maar dis wat Paulus probeer aan hulle bring van, hy is die lam wat vir ons geslag het, en hy het gesterf in die kruis, sodat hy weet vir jou kan weet, en vir my kan weet. En om hulle op daai vlak te vat, is dit is nie maklik, want hy het nie die agtergrond. Dis so. So dit is wat jy ook moet onthou, as jy met iemand vat wat nie die agtergrond het nie, kan jy nie met al hierdie inligting kom jy met dit plat, eenvoudig, soos 'n kind kan verduidelik, sodat jy dit kan verstaan. That's it. Partykeer sukkel ek met daai om iets mooi te verduidelik. Ek sukkel met daai. Hoor ek so 'n bietjie iets van die Griekse woorde. Ons hoor van dwaasheid in die woord. Ek gaan 'n bietjie lees hierso, bladsy 15 van die lesboek. Die oorspronklike mooi Grieks van 1 Korintiërs 1 vers 18 suggereer dat die wat verlore gaan, bloot die vrug van hul eie dade pluk. Nou dit is wat dit sê. As ek verlore gaan, dan pluk ek die vrugte van my eie dade. Dis uit en uit. Dis nie iemand se skuld. Dis nie my pa se skuld of my ma se skuld of die predikant se skuld. Dis uit en uit my skuld want ek het gehoor en ek het nie aangeneem. So dis uit en uit my skuld. Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat hulle self vernietig. Baie sterk woorde daai. Maar gedagte met die deel, wanneer God die mense lewe betree, dan neem twyfel die wyk. Wanneer God my lewe betree, twyfel ek nie meer. Dan twyfel ek. Wanneer die mens die geloof verwerp, is hy besig met selfvernietiging. Amen. Wanneer ek die geloof verwerp, klap, selfvernietiging. God staan letterlik terug aan die oomblik. En die vernietiging kom net, die Engelse woord fruition, né? Dit bring net van self vrugte voort. God maak nie die deur van my oop en hy klim in en hy sluit hom agter hom toe. Dis nie hoe die Here werk. Anders kon hy dit nog van die begin af doen. Dan was daar nie eens sonde gewees. So, belangrikheid, bly op die punt waar die Christus nodig het. Moet nooit op die punt kom waar jy sê ek het hom nie meer nodig. Ek het gearriveer. Die oomblik as daardie gedagtes tot my kom, maar ek is fine met wie en wat ek is. Dan is ek besig, dan het ek al klaar die agterdeur oopgemaak. Die vyand is al reeds onder die hekke deur, in die land in die stad in. So, ons gaan begin afbly. Ons leer uit die kruisdood uit, dat daar verlossing van sonde is, en dat daar 'n belofte van ewige lewe is. Ons leer al hierdie dinge uit die kruisdood uit. En ons leer, nou gaan ons tyd is verby, vir die wat verlos word, is die boodskap van die kruis die krag van God. Maar vir ons almal wat in God geroep is die gekruisigde Christus, die magtige kragwerking van God en die wonderlike wysheid van God. So, ek dink ons gaan volstaan met daardie, dat ons sal dit altyd onthou, hierdie twee teksverse, die wat by al hier skryf is, 1 Korintiërs
1 vers 18, Afrikaans 2000 vertaling. Maar vir ons wat verlos word, is die boodskap van die Kruis die krag van God. En die volgende 1 Korintiërs 1 vers 24, die Afrikaans 2000, maar vir ons almal wat deur God geroep is die gekruisigde Christus die magtigste kragwerking van God en die wonderlike wysheid van God. So, as ons daardie dinge in ons lewens vasmaak, gaan ons geweeg word en nie te lig. Mag dit die gebed van ons hart wees. Kom ons bid. Vader in hemel, dankie dat U vir ons die seer nie gespaar het nie, en dat Hy self gekies het om die kruisdood vir sy skepsels te kom deurgaan, sodat Hy in ons plek vandag met ons sondes op hom gelaai voor die troon kan staan en daarmee van ons sondes af gaan doen. Wegmaak daarvan, Here, sodat ons vry kan wegstap, solank as ons bly. Help ons om vas te staan en om die vreugde van verlossing vandag te ervaar, omdat ons weet dat Jesus leef en Hy het ons plek versoening doen. Dankie vir daardie vreugde. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.